In ons ontmoeting met die Here kom hy nou direk aan die woord. Vanoggend uit die boek Prediker, baie bekende gedeelte. Prediker 3. Ons lees hiervan die eerste 15 verse. Opskrif hier: elke ding het sy vaste tyd. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle weer bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie. Jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds. Wat kom, was ook alreeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Ons lees tot hier. Op hierdie tweede Sondag in die nuwe jaar neem ek as teks in die wyeer verband waarin dit staan, vers 1. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Die een woord wat ons seker die meeste gebruik het, die afgelope week en dalk in die ou jaar, was die woord tyd. Die tyd kom nader dat ons kinders skool toe gaan. Die tyd kom nader dat 'n kind vir die eerste keer skool toe gaan. Die tyd kom nader dat 'n kind universiteit toe gaan. Die tyd wat nader kom. Wat sit daarin? Of miskien moet ons vra, wat sit in daardie 3-letter woordjie? Tyd. Die woord wat ons so baie gebruik. Nou kan 'n mens dalk vra, as jy Prediker so 'n bietjie gelees het, dis die man wat so dikwels die woord te vergeefs gebruik. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, te vergeefs dat jy laat opbly en. Moet ons nou na hom luister op die tweede Sondag van die nuwe jaar? As die werk in volle gang begin, as dit die tyd is daarvoor, en die skole en die aksies. Ek het tog nie nou lus om te vergeefs te hoor nie, die woord nie. Nee. Kom ons vra,
presies wie en wat is die prediker en die boek Prediker. Daar's meer van hulle. Daar's Spreuke, daar's Hooglied, daar's Prediker. Ons noem hulle die boeke van wysheid. Die wysheidsboeke, daar's die wetboeke en die historiese boeke. Hierdie drie, dis ook Prediker, is 'n wysheidsboek. Maar ons moet nou nie die fout maak en sê, maar, o ja, hy was 'n studeerkamermens seker. Hy het uit boeke gewerk. Nee. Hy was 'n wyse mens. Hy het uit lewenservaring en deur 'n lewe met God en deur 'n lewe op die lang pad met God wysheid bekom. En in hierdie hoofstuk wil hy as dit ware nou aan ons kom sê, kyk, op die pad wat ek afgelê het ek baie dinge geleer. En nou wil ek een van daardie dinge vanoggend aan julle deurgee. Daar's 'n tyd vir alles. 'n Tyd. Sal ons dit ooit kan in woorde sê? Tyd. Kom ons grawe 'n bietjie in die Ou Testament. Daar's een betekenis eintlik in die hele Bybel vir tyd wat aandui tyd is lang tye. Tyd is 'n bedeling. Voor Christus, na Christus. Konkreet, voor ek skool gegaan het, toe ek skool gegaan het, nadat ek skool gegaan het. Dis lang tye. Wat in daardie tyd gebeur het, gebeur nie buite die tyd om nie. Nee, dit werk anders. En dis ons tema. God se tyd is God se geleentheid. So moet ons kyk na Prediker. So teks in so 'n tyd. Tyd beteken nog iets anders. Tyd beteken nie net lang tyd, bedeling nie. Tyd beteken ook tydstip. Tydstip. Die groot oomblik het aangebreek. Kom ons vergelyk dit en ons kinders gaan weer voluit daaraan deelneem waarskynlik aan atletiekbyeenkomste. Sê nou maar die 100 meter. Die atlete kniel in die wegspringblokke. Dit sak die kop en dan die knal. Die tydstip het gekom vir die 100 meter. En daarom het die Oosterling dit ook so belewe dat tyd as dit ware iets laat gebeur. Dis tyd wat dinge laat gebeur. Wat dinge laat plaasvind. Dis met ons ook so. Dis ook ons spraakgebruik. 7 uur is die tyd vir die vergadering. En dan is dit die gevoel vir die Oosterling. Die tyd het die vergadering laat plaasvind. Ons het 'n uitdrukking op die bestemde tyd. Tyd laat dinge gebeur. Tyd laat wiele rol, ook in ons nywerhede. Nou ja, so is dit. Tyd is die ingrypende groot oomblik in ons lewe. En nou is ons lewe 'n aaneenskakeling as dit ware van oomblikke. Kom ek probeer dit verhelder. Die tyd wat verbygegaan het is soos krale wat ingeryg is. Elkeen is afgerond op sy eie plek. Maar in eie reg is hy daar.
so ook met tyd. En dit wat in die langer tyd gebeur. So werk dit. Soos 'n string krale. Tyd. Elke klas, elke vergadering, elke deelneem aan 'n aksie. Alles is die groot oomblik. God se ingrypende oomblik. Ek sien 'n vraagteken in u oë. Maar is ons tyd nie 'n moeilike tyd nie? Leef ons nie in 'n slegte tyd nie? In ons land, ek bedoel in die wêreld ook, Afrika ook. Dit is nie aangename tyd om te lewe nie. Sou ons sê, as mense geskaak word, doodgemaak word, motorongelukke. Is dit hoe tyd werk? Nee, dit is anders. Tyd is God se groot oomblik. Tyd is nie goed of sleg nie. Soos wat televisie nie goed is of sleg nie, dit hang af wat jy maak daarmee. So is tyd. En dit gee ons aan mekaar deur vir die res van die jaar. Lewe voluit, beplan voluit, studeer voluit, ontgin voluit, speel voluit. Elke oomblik is gelaai. Oppas. Moenie tyd voller maak as wat God wil nie. En moenie tyd minder maak as waarvoor God dit vir jou bestem nie. Doen die regte ding en doen dit op die regte tyd. God se tyd is God se geleentheid. Dit sal ek sê eerstens, wat is tyd? Maar nou die opvallende is hoe prediker kom en tyd verdeel in wat ons maar kan noem teestellings. Tyd is 'n groot oomblik, ja. Maar tyd is ook teestellings. As ons 'n bietjie kyk, want dit is belangrik om nie net om te kyk wat staan geskryf nie, maar ook hoe staan dit geskryf. Eerste 3 teestellings. En so begin hierdie gedig. Tyd om gebore te word, tyd om te sterf. Tyd om te plant, ook te doen met geboorte, ontkiem. 'n Tyd om plante uit te trek. Tyd om 'n lewe te neem, lewe te red. Die eerste 3 het almal al 3 te doen met lewe en met dood. En so toon hierdie psalm of hierdie gedig met sy teestellings. Gebore word, sterwe. Is dit elke keer in elke vergelyking hier amper 'n opgang en 'n neergang. Kom ons vergelyk dit. Kom ons gebruik 'n beeld uit die Oeverberg. Dis soos die koringlande in Augustus, Julie Augustus. Pragtig groen. En dan sien jy en jy kyk, hulle staan stil en regop. En dan kom daar so 'n liggie en die koringland gaan lê onder. Hy gryp die lewe aan in sy opgang, kan ons sê, en in sy neergang. Elke keer. Dis 'n oosterse manier om iets te sê. Die oosterling het gesê, as jy twee teestellings gebruik, dan sê jy een ding. Nou moet nou nie dink, dit is moeilik nie. Die Egiptenaar noem vandag nog 'n voël. Daardie ding wat gaan sit en opvlieg.
die twee aksies saam, sit en opvlieg, is die een naam, word saamgevat in die een benaming vir 'n voël wat vlieg. Ons het dit ook. Ons praat ook so. 'n Aksie druk ons dikwels uit in, hy het heen en weer gehardloop. Heen en weer vorm die hardloop. Dis soos wat hulle, ek hoop u verstaan dit, dis soos wat hulle gedink het. En dit, geliefde gemeente, dis die raamwerk van ons lewe. Dikwels teerstellings, voortgang wonderlik en blokkering, belemmering, vervulling van ideale, verydeling van ideale. In ons groot oomblikke het ons dikwels te doen met God se ja en God se nee. So is dit. Net wat vreugde bring, kan ook hartseer bring. Ja, nee. Dit is tyd. En geloofsvolwassenheid beteken om, sê dit dan op jou knieë, die ja en die nee in God se tyd te aanvaar, te bid en om dit te verwerk. Kom ek gebruik 'n voorbeeld uit ons gemeente. U sal my nie verkwalik daaroor nie. Broeder Adrie Wortel, klompie maande gelede, was in 'n koma. En toe op sy sterfbed, en toe in 'n enkel helder oomblik, toe roep hy sy kinders en sê, ek wil vir julle bid op hierdie tydstip, in hierdie laaste oomblik. U begryp, God se tyd, ja of nee, is gelaaide tyd, is aktiewe tyd, is geleentheid. Om God se ja en God se nee te aanvaar. Dit wil hierdie predikerboek sê is wysheid. Dis soos 'n pottebakker. En mens kan amper sê, soms voel ek asof daar iets van 'n model gemaak word van my, die sagte hand, die streelende hand van die pottebakker. Maar ook die ferm greep om daardie klei te vorm en te bring. God se tyd, God se geleentheid. En hier sit ook in hierdie teks van ons een stuk sterk verlange. Elke ding in hierdie wêreld, staan daar, het sy tyd. In hierdie wêreld kan ons vertaal met elke ding onder die son, ou vertaling, het sy tyd. Onder die son, voel u aan, onder die son, gebore, sterwe, dit. Onder die son. Maar hier is 'n verlange na bo die son. Verlange na iemand wat van bo die son sal kom en inbreek in die tyd om sin aan ons werk en aan ons lewe te gee.
En kyk hoe breek God in die tyd in. Elke keer met 'n tydsaanduiding. Toe hierdie aarde alles donker massas water was, staan daar die eerste woorde in die Bybel. In die begin. Tyd. Op daardie tyd het God ingebreek as het ware in hierdie skepping en vorm gegee daaraan. Hy los nie daai donker massa nie. Tweede keer. En toe die tyd gekom het, vol geword het, staan daar, het sy haar kind in die wêreld gebring. Toe die tyd vol geword het. Die kind in die krib. Voluit. En dit het my nogal tussen die oë getref toe ek hier gewerk het. Wat is die eerste woord in die Bybel? Tyd. In die begin. En die laaste woord? Tyd. Kom gou. Gou. Here Jesus. Die Bybel word saam gebind in tyd. En dan verstaan u die derde koms van God na hierdie aarde. Op die dag van Pinksterfees. Op die dag van Pinksterfees is die Gees uitgestort op alle mense wat daar is. So is dit. Tyd by die Here Jesus. Tyd by God. Wat my aangryp is die tyd in die Here Jesus se lewe. Hy is oud toe hy gebore word. Ewige God. Hy jonk as hy sterf. 33 jaar oud. Tyd en nogmaals tyd. Dit is soos dit is. En nou gaan ons pad loop in hierdie jaar. In skool of werk. In besigheid of as huisvrou. In 'n restaurant of met sport. Daar's 'n tyd vir alles. Maar vat saam met jou hierdie jaar in. God se tyd is God se geleentheid. Kom ons dink na hoe ons dit gaan toepas in ons lewe.